Ons wil met hierdie aanbieding aangaan waar ons opgehou het met die einde van moderne Israel. Ek gaan stille gebed doen en dan gaan ons aangaan. Amen. Kom ons kyk gou. Dis vir ons belangrik, dis hoekom ons lyn op lyn begin het. Ons het gekyk na die lyn van, jy kan selfs gaan kyk na die lyn van Noag, daar's lyn van die profete, ek het nie almal gedoen nie. Ek wil net seker is doen, dat ons net kan sien, waar is ons vandag? In profesie en geskiedenis, wat gaan gebeur met ons? Ons vat en ons kyk en ons sien, die Here sê vir ons, die geskiedenis gaan herhaal. En ons sien dat veral op die Millerite tydlyn, is dit so belangrik om dit te verstaan. Want ons herhaal dit tot op die letter. Ons kyk dan, en ons het gesien, wat is die duisternis? Ons het gesien, die eerste engel kom af. Ons het ook gesien, die tyd van die einde is 1989. En dit is alles Daniël 11, 40 tot 45. Ek gaan 'n aanbieding daaroor gee, dat ons presies dit kan sien, want dit is baie noodsaaklik dat ons dit kan verstaan, om hierdie lyn te kan verstaan. Maar ons sien ook die formalisering van die boodskap word gedoen in 1996. Dit is 'n tydskrif van Amerika, Time of the End Magazine. Hy kom uit en hy sê vir ons, Daniël 11, 40 tot 45, en hy gee 'n hele verklaring daar, ek dink dit is 52 bladsye, van die verklaring van Daniël 11. Ons het ook gesien dat Ellen G. White sê vir ons dat Daniël 11 is die vervulling van die laaste gedeeltes van die aarde se geskiedenis. Ons gaan dan en ons kyk parallel wat gebeur het in 1840, die tweede week, en ons sien dat 9/11, dit is 'n algemene woord wat ons gebruik, 9 September 2001 word Islam vasgehou, en ons sien dit wat gebeur daar, is waar die Here die lig vir ons bring. En die engel van Openbaring 18 kom af, ons het 'n bietjie daarna gekyk, ek wil nog meer daarna kyk op die stadium, van die engel van Openbaring 18, is 'n samevatting van die eerste, tweede en derde engelboodskap. Maar hy kom af, en ons kan sien, dis die eerste engel wat bekragtig word, maar die tweede engel wat ook afkom. En in tipe sien ons dieselfde as die engel op Openbaring 10. Die engel staan met die boekie in sy hand, en die opdrag vir ons is eet die boek. Ons weet die boekie is Daniël wat oop is, en ons het gekyk, en dit is wat ons moet doen. Ons is anders as die Millerites in die opsigte van hulle nie geweet die boekie gaan bitter raak nie. Ons weet, dit is soet in ons mond, maar hy gaan bitter raak in ons maag. So ons het tot hierso gekom, en ons het gesien, dis ook die begin van die verseeling, waarin ons aangaan hierso. As ons in parallelle kyk, het ons gesien, daar was, en dit is ook 'n toets. So, ons eerste toets is eet die boekie. Ons weet die eerste engelboodskap gaan alles oor om sonde weg te sit, om 'n bekering te doen en weg te draai daarvan. So ons eerste toets begin. Ons tweede toets, kom ons maak dit so, daar's toets 1, toets 2, toets 3. Ons tweede toets het ons gesien, is 'n visuele toets. Ek vat altyd terug en ek gaan kyk na die diere, wat in die ark ingegaan het, dit was 'n visuele toets vir die mense gewees, want dit was 'n bonatuurlik gewees, hulle het geloop 2 by 2 en 7 by 7, ons verstaan dit, rein en onrein, en die diere het in die ark ingegaan. Die mense het dit gesien, maar het nie daarop gereageer nie. En dieselfde hierso kom visuele toets, dis die kaart van 1843 vir die protestante, hulle begin hulle deure toemaak, so 1842, dit is gesien, maak hulle vir hulle self die deure toe, hulle wil nie die lig van die Here aanvaar nie, ons het ook gesien, ons het die quotasies daarvan gelees, soos hulle na die Jode gekyk het en gesê het, hoe gruisam het was om Christus te kruisig, so het hulle Christus gekruisig deur die boodskappe te kruisig. So die boodskap het ons gesien in een opsigte, is Christus self. As ons nie die boodskap aanvaar nie, aanvaar ons nie vir Christus nie. Dit is 'n lewe en dood boodskap. Ons kan sê wat ons wil, maar dit is 'n lewe en dood boodskap. So wat nou gebeur is, en ons gaan 'n bietjie verder kyk daar. Die aanhaling wat ek hier gaan lees, is van Eerste Geskrifte, bladsy 245, paragraaf 2. Ons kyk na die 4de engel,
En ons sê hy verteenwoordig die eerste engel, die tweede en derde, maar ek wil net kyk in die verband van die eerste engel. En aan my is die belangstelling getoon, wat die ganse hemel stel in die werk, wat op die aarde aangaan. Jesus het 'n magtige engel opdrag gegee, om neer te daal, en die bewoners te waarsku, om voor te berei vir sy tweede koms. Toe die engel die teenwoordigheid van Jesus in die hemel verlaat het 'n baie helder en heerlike lig voor hom uitgegaan. Aan my is meegedeel dat sy opdrag was om die aarde te verlig met sy heerlikheid en die mense te waarsku van die aanstaande wraak van God. Menigstes het die lig aangeneem. Sommige van die mense was baie ernstig, terwyl ander opgeruim en in verrukking verkeer het. Almal wat die lig aangeneem het hulle aangesigte hemelwaarts gewend en God verheerlik. Alhoewel die lig op almal geskyn het sommige bloot net onder die invloed daarvan gekom, maar het dit nie hartlik aangeneem nie. Baie was met woede vervul. Predikante en gemeentelede het saamgestaan met die grofste sondaars en die lig wat van die magtige engel geskyn het, weerstaan. Dit is ook belangrik om te sien wat gebeur. Daar word ook twee klasse mense geformuleer. Die dwaas en die wys, ons gaan daarna kyk. Maar almal wat dit aangeneem het hulle onttrek aan die wêreld en 'n noue gemeenskap met mekaar verkeer. So, hierso kom daar ook die tweede engel in wat sê, gaan uit haar uit, en ons gaan daarna kyk. So wat gebeur is by 9 September 2001, gee die Here vir ons lig. Ons weet, waar ons nou sit, is baie jare daarna. Ons is vas in die slaap gewees. Daar's mense wat dit gesien het, en hulle het dit begin verkondig. Nou kom dit eers by ons uit, nou begin ons eers 'n bietjie wakker word omtrent hierdie inligting. En ons sal sien waar ons sal in tyd sit, en waar ons verkeer. Ek het nog 'n aanhaling van die groot stryd, bladsy 611, paragraaf 2. Die engel wat hom saamvoeg met die verkondiging van die derde engel, onthou die derde engel het begin. En hierdie is herhaling van die eerste en die tweede engel. So, hulle gaan saam met die derde een in hierdie tydlyn van ons deur. Die engel wat hom saamvoeg met die verkondiging van die derde engel boodskap, sal die hele wêreld verlig met sy heerlikheid. Hier word daar 'n wêreldwye werk met ongekende krag voorspel. Die adventboodskap van 1840 tot 44 was 'n heerlike openbaring van die krag van God. Die eerste engelboodskap het na die sendingstasies in die wêreld gegaan, na elke sendingstasie in die wêreld gegaan. En in sommige lande was daar die grootste godsdienstige belangstelling opgewek wat nog ooit gesien is sedert die hervorming van die 16de eeu. Maar dit sal oortref word deur die magtige werking, magtige beweging in verband met die finale waarskuwing van die derde engel. So, dit wat hier gebeur het, sê is 'n pragtige manifestasie van die krag van God. En dit het na elke sendingstasie in die wêreld toe gegaan. Maar hierdie gaan nog groter wees. So, ons is besig nou om op te bou. Ons almal hoor en praat van die loud cry, die geluide geroep wat gaan gebeur. Maar ons is klaar besig hierso om op te gaan met hierdie boodskap. En die Here is besig om sy Heilige Gees te gee om hierdie ding hoor en sterker te laat opgaan. Okay. Die werk sal gelyk wees aan die wat op Pinksterdag gedoen is, net soos die vroeë reën gegee is in die tydens die uitstorting van die Heilige Gees, aan die begin van die evangelie van die kosbare saad, te laat ontkiem, so sal die laatreën gegee word aan die einde om die oes ryp te maak. So is belangrik. Ons sien hierso, in Engels praat hulle van the latter rain, ons praat van die laatreën, en onthou die laatreën is daarmee oes ryp te maak. En dit is die beginsels wat die Here gebruik om ons dit te leer. En laat ons dit najaag om die Here te ken. Sy opgang is so seker soos die dag breek, en hy sal tot ons kom soos reën, soos die laatreën wat die aarde besproei. Dis Hosea 6 vers 3, en julle kinders van Sion, jy gaan wees bly in die Here, julle God, want hy gee julle die leraar en geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reën en die laatreën. Dit is Joël 2
vers 23. En in die laaste dae, sê God, sal ek my gees uitstort op alle vlees en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is Handelinge 2, vers 17 en 21. Hierdie aanhaling kom met die groot stryd, 611, paragraaf 2. So iets is hierso, wat ons moet opmerk. Soos hierdie engel afkom om hierdie boodskappe vir ons te gee, sien ons 'n sprinkeling van die Heilige Gees wat gepaard gaan. Want onthou, ons het ook gekyk na die 3 engele boodskap. Ons het gekyk in die een opsigte, het ons gekyk in Openbaring en ons het gesien die rangorde, as ons dit so kan stel, werk van God die Vader na God die Seun, dit is Christus, wat gegaan het. Dit is in Openbaring 1 wat ons dit kan duidelik sien. En dan kan ons gaan sien, dit gaan na die engel, dit gaan na die profeet en dan gaan dit na die mense toe. Nou kan ons ook sien, hier kom dit af, maar altyd het ons gesien, die boodskap word vergesel met die uitstorting van die Heilige Gees. So hier begin ons die druppels kry. Ons gaan mooi moet kyk na die laatreën. Die laatreën gaan nie wees soos wat ons gesien het, of soos wat ons dink, dat dit op een slag gaan uitgestort word nie. As ons gaan kyk, sal ons sien ook in die Ou Testament, Jesus het eers 'n asem op hulle geblaas, daarna, daar was verskillende stadiums en intensiteit van die uitstorting van die Heilige Gees. En ons moet dit verstaan. En ons begin nou met die laatreën wat begin sprinkel, om hierdie boodskap krag te gee, sodat in die wêreld kan ingaan. Dis die laaste boodskap vir die mensdom. Daar's nie weer 'n boodskap hierna nie. Dit is die laaste boodskap. Ons sal ook sien, en as ons gaan weer terug na Lukas 21 toe, sal ons dan sien is die Here sê, die wat dit sien gebeur, en hy praat van die vyeboom wat ryp geword het, en ons kan daai terugbring na hierdie merk toe, om te sê, hierdie gebeurtenisse, die derde woe wat ons hierso gesien het, Islam, Esegiel, wat vir ons die asem in ons insit, die boodskap van Islam, wat die asem in ons gaan insit, om ons te laat staan, het gebeur. En hier staan ons, en ons sien hierdie dinge, en die Here sê vir ons, dit is die 4de, en die laaste generasie. Ons gaan al hierdie dinge sien. Dit is baie ernstig. So hier sit ons, maar nou kyk ons na die visuele toets. Nou kom ons na 'n visuele toets toe. Die fondamente word gelê. En hierso is dit baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Ons kyk na die protestante en ons sê, "Ai, hierdie mense het die boodskap verwerp. Hoe kon hulle? Die Here gee vir hulle al hierdie lig, al hierdie dinge, hoe kan hulle dit verwerp?" Mense, ons as die 7de dag Adventiste, gaan ek julle wys, het dit presies gedoen. En ons het meer lig en ons het meer dinge gehad om het wat is die woord? Te bevestig. Ok, kom ons kyk. Die fondasie word gelê. Ok. Hulle kry een kaart wat die Millerites gebruik het om hulle waarhede op te sit. Soos ons deurlees en verstaan, was daar omtrent 300 leraars gewees wat die boodskap of 300 mense wat die boodskap voorgestaan het en verkondig het. En hulle het almal die kaarte gehad. Nou kom ons af hierna toe, na die 1843 en die 1850. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Okay? Sy sê vir ons, en ek gaan aanhaling gee, hierdie is uit GCB, April 6, 1903, paragraaf 35. Sy sê, die waarskuwing het gekom, niks word toegelaat om in te kom waar die fundament van ons geloof te verskuif nie. Waarop ons gebou het, sedert die boodskap ingekom het, in 1842, 1843 en 1844. Nou, dis baie, baie belangrik. Ons hele Adventiste se fundament is gebou in 1842, 1843 en 1844. Nou, dit is die fundamente. Vraag, was die Sabbat deel daarvan gewees? Die Sabbat is eers aanvaar in 1846. So, wat belangrik is alhoewel die mense dit toe nog nie gesien het nie,
is die fondamente gelê in hierdie tyd, en is gelê in die vorm van die 1843 kaart. Ons weet, en ons lees die kwotasies daarvan. Ek was in hierdie boodskap, en sedertdien het ek gestaan voor die wêreld getrou aan die lig wat God aan my gegee het. Ons het nie voorgegee om ons voet van die platform af te haal nie, waarop hulle geplaas was, soos ons die Here gesoek het met ernstige gebed op soek na lig. Dink jy dat ek die lig wat God my gegee het sal opgee? Dit is om te wees die rots van die eeue. Dit het my gelei sedert dit gegee is. Sy maak 'n vergelyking om te sê die fondamente is die rots van die eeue. Verstaan julle wat ons hierso sê? Is hierdie fondamente is al ons waarhede is opgesom hierin. En sy maak om te sê is dit is soos 'n rots van eeue. Ons praat altyd van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons praat van die Bybel en die gees van profesie. Mense, hier is ons waarhede vasgevat. In die 1843 en 1850. Die twee tafels. Die twee kaarte. Dit is belangrik. Dit word voor ons gehou en is ons toets. As ons omval, val ons daai toets. Presies dieselfde as die protestante. Die Here werk in die tyd dieselfde. Hy verander nie die manier wat hy werk nie. Ons kyk terug en ons dink, dis nie van belang nie. Daai mense se deure toegegaan. En toe ons hier in die kerke inbring, wat het gebeur? Die kerk het vir ons die deure begin toemaak. Maar dis die toets. Kom ons kyk na nog 'n aanhaling. So vroeg reeds soos 1842 het die bevel wat in hierdie profesie gegee is, skryf die gesig op en grafeer dit op tafels, sodat hulle allopend dit kan lees. Charles Fitch daartoe gebring om 'n profetiese kaart te maak, om die gesigte van Daniël in Openbaring te illustreer. Die publikasie van hierdie kaarte is beskou as 'n vervulling van die bevel wat aan Habakuk gegee is. Hierdie is die groot stryd, bladsy 392, paragraaf 2. Dis die 1843 kaart. Mense, hierdie woorde van Ellen G. White is geïnspireerd. Sy het dit in visie gesien. Die mense het opgetree volgens 'n vervulling van die Bybel van Habakuk. En hulle het hierdie kaart gemaak. Dis die waarhede. Dis die fondamente waarop hulle gestaan het. Dis wat die protestante se deur toegemaak het. Luister wat gebeur in 1850. 15 MR, bladsy 210 vers, paragraaf 4. Hier is geskryf in November 1, 1850. Maandag het ons teruggekeer na Dorchester, waar ons liewe broer Nichols en familie lewe. Daar in die nag het God my 'n baie interessante visie gegee. Mense, hier is 'n visie wat Ellen G. White gekry het van die Here. Die meeste van wat jy sal sien in die koerant, God het my getoon die noodsaaklikheid om 'n kaart enkelvoud uit te bring. Ek het gesien dat dit nodig was, dat die waarheid eenvoudig gemaak op tafels, is 'n meervoud, veel sou bewerkstellig en sou veroorsaak dat siele tot kennis van die waarheid sal kom. Hoor wat sy sê. In 1850 toe gee die Here 'n visie van 'n kaart, sodat die kaarte dan volledig die mense kan help. Mense, hierdie is gemaak om die mense terug te bring na die fondamente toe. Dit is gemaak om die waarhede oop te maak. Baie mense kyk na hierdie en sê, wat is hierdie, daar's gedrogte en alles. Die middelpunt van alles is Christus. Hierdie is die boodskappe in daai vorm wat die Here gegee het is. En deur dit te verwerp, staan ons 'n kans. En in werklikheid verwerp ons dan die lig wat Christus aan ons gegee het. En hy is die lig. Ons verwerp hom. So hierdie toets kom voor ons as adventiste, en ons kyk in geskiedenis, en mense gaan hele na die adventiste kerke toe, gaan kyk, wie het hierdie toets aanvaar? Wie het hierdie dinge aanvaar? En mens skaamte dat sak ons kop, want dit is een van die redes hoekom ons buitekant die algemene Sevendag Adventiste kerke staan, die konferensiekerke staan. Daar is 'n probleem. 'n Ander ding wat ek wil uitwys is, as ons met hierdie lyn teruggaan wat ek julle verduidelik het in die tyd van Christus,
was daar ook iets wat baie belangrik was, is die leierskap. Dit was die Fariseërs en die Sadduseërs, het hulle deure toegemaak vir die boodskap van Johannes die Doper. Wat was die gevolg gewees? Jesus kon hulle nie gebruik om die boodskap verder te vat nie. Dis hoekom die disippels uit 'n ander klas gekies is om die werk te doen en te verrig. So sien ons dit ook hier by die protestante leiers. Kon nie gekies is nie, want hulle het die waarhede verwerp. Die Millerites is uit 'n ander klas uit gekies. Nie die leiers uit nie. En hier sien ons presies dieselfde, mense of ons nou daarvan hou of nie. As ons kyk na die konferensiekerk, en die leiers hulle deure toegemaak, hulle die boodskappe verwerp, al van hier af. Ons het gekyk wat die duisternis wat gebeur het. Hulle het almal teruggestap, waar hulle nie moet wees nie. En nou kom God, en hy vat mense, wat nie deel is van die leierskap nie, om hierdie boodskap te verkondig. Gaan kyk aan buitekant, wat gebeur. As jy as 'n leraar hierdie waarheid sal aanvaar, dan is daar enige iemand, dan weet jy, daar gaan 'n konsekwens wees, die mense gaan jou uitsit. Satan werk hard, en dit is die manier waar ons uit die sinagoge uitsit, en ons laat buite staan. Maar nou is dit 'n organisasie wat hierdie werk gaan klaarmaak. Kom ons lees al geskrifte en ons verstaan dit. Die aktiwiteit van die vyand het ons gesien daarso wat hy doen. Ons gaan kyk hierna wat hy doen. En die mense veg teen die kaarte. Dis ongelooflik. Daar's baie dinge wat jy kan doen. Ek sal so ver gaan om te sê, as jy kan as 'n alkoholist in die kerk instap en die mense sal hulle arms oopmaak en vir jou sê, kom ek help jou my broer. Weet julle wat? Jy kan in die kerk instap met 'n skoon lewe, met die 2 kaarte agter jou. En hulle gaan nie sê, kom ek help jou broer nie, hulle maak hulle deure toe. Kyk wat gaan aan. Kyk waar staan ons met al hierdie dinge wat ek genoem het. Die eerste en die tweede wee en die derde wee van Islam. En die verklaring daarvan. Hulle aanvaar dit nie. Dis weggegooi, alhoewel dit geskiedkundig is. Veral op die derde wee, waar Islam weer vasgehou word. En waar ons gaan sien, Islam speel 'n vreeslike baie belangrike rol. En ons het gesien in Jesegiel, ons het gesien in al hierdie geskiedenisse, waar Islam en die boodskap van Islam asem gee aan God se mense. Dit word verwerp. Dinge op die kaarte, as ons kyk na die profesie van die 2520 jaar, wat ingeweef is in ons tydprofesie, waar ons gaan kyk, dit ingeweef is, en omtrent alles wat ons as Adventiste behoort te weet en te verkondig. En dit word eerkant gesê, die daaglikse of die daily, soos hulle sê, dis uitgehaal en dis verander. So daar's so baie dinge. En dan moet ons kyk na die manier wat die Here vir ons gee om hierdie goeders te doen. En ek wil gaan kyk daar. Kom ons gaan na Jesaja 28 toe. As ons na Jesaja 28 toe gaan, dit is belangrik. Ek het so baie al hierdie vers gelees, ek het dit al gepraat, maar ek het dit nooit geklik nie. Ek het dit nie verstaan nie. Kom ek verduidelik julle. Ek gaan dit deurlees en verduidelik. Want dit is die manier wat die Here sê ons die Bybel en hierdie dinge moet bestudeer. Dit is die, in Engels hulle appointed way om die dinge te doen. Dit is die aangewyste pad vir ons om te doen. Ok, kom ons kyk. Jesaja 28 vers 9. Kom ons luister. Vir wie wil hy, en dit is 'n vraag wat gevra word, vir wie wil hy dan kennis leer? En wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vraag. En hier is die antwoord. Vir die wat van die melk gespeen en van die moederborste weggeneem is. So, die Here vra, vir wie gaan ons hierdie dinge gee? En die antwoord is vir die wat gespeen is van melk. Daar's baie keer 'n vraag wat ek vra, en ek gaan nie baie daarop rondhardloop nie. Is die Sabbat melk of is dit vaste kos? Broer en suster, dis melk. Daar's baie dinge wat ons dink wat vaste kos is en dinge waarop ons staan, dis melk. Baie van die Adventiste dinge en hierdie behoort melk vir ons te wees. Daniël 11 tot 40 tot 45 moet ons onder die knie kry en verstaan wat in hierdie hele geskiedenis aangaan. Ek gaan dit mooi met julle deurgaan, sodat ons die vaste kos kan eet vir elke lyntjie en dingetjie wat die Here nou vir ons gaan doen. Want as ons hierdie boodskappe mis en ons gaan dit nie vat nie, verwerp ons daai lig. Gaan kyk na die eerste visie wat Ellen G. White gehad het,
van die mense, ons almal ken hom, ons ken ewen die liedjies wat gesing word, van hierdie nou paadjie en hoe hulle alles begin afpak. Wat was die lig wat van agteraf gegaan het, wat hulle pad vorentoe vir hulle verlig het? Wat was die lig gewees om hulle pad te verlig om daardeur te gaan? Dis interessant. Sy sê, dis die middernaggroep. Wat weet ons van die middernaggroep in ons geskiedenis, want ons vat daai selfde paadjie. Daar's soveel dinge wat ons gaan moet in erns kyk. En daai dinge is melk. Ons wil vaste kos begin eet. OK, ek gaan aan met Jesaja 28 vers 10. Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. Die Engelse King James sê dit baie mooi. Is line upon line. Profetiese lyn op profetiese lyn. So die Here kom en hy gaan na ons toe en sê vir ons, daar's net een manier. Die Gees van profesie sê vir ons, daar's niks vir ons om te vrees oor die toekoms nie, behalwe as ons vergeet hoe God ons gelei het in die verlede. Dis belangrik om dit te verstaan. Hoe het God ons gelei? Ons gaan hiernatoe en ons gaan kyk dit. OK? Ek lees dit weer, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. OK? Ja, dis vers 11. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Vers 12. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides. En dit is die verkoking. Wat is die verkoking? Dis die Heilige Gees. Dit is die begin van die laat reën. So hierdie manier gee vir ons en dit bevestig ons dat hierdie boodskap sal saamgaan met die verkoking, saamgaan met die uitstorting van die Heilige Gees. Eers in 'n kleiner maat en dan later sonder maat. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkoking, maar hulle wou nie luister nie. En die wat nie luister nie, wat is die gevolg van hulle? Vers 13. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. Mense, hier is ernstig. Daar's 'n spesifieke manier wat die Here vir ons sê. Ons gaan terug en hierdie wat sê hier 'n bietjie daar 'n bietjie is ook 'n verwysing hoe ek dit verstaan na die ons noem dit in Engels die proof text method, die bewys text manier wat William Miller vir ons daar gesê het, is waar ons na die Bybel gaan, die Bybel verklaar ons dinge. Ons gaan na elkeen van hierdie woorde toe, ons gaan soek die woorde, en ons gaan kyk waar dit staan in die Bybel, wat die Here omtrent daarvoor geskryf het, en ons kan hierdie vat, en ons kan dit daar gaan sit, en ons sal sien, dit sal vir ons wees. Ons het ook gesien dat die Here vir ons sê, en ons het deur dit gegaan. Die Bybel is geskryf vir ons, wie aan die einde van die eeue lewe. En ons moet dit verstaan, dat die profete praat meer van ons tyd, as van hulle tyd. Soos ons gaan deur die Bybel gaan, van Moses af regdeur, is hulle meer gefokus en die Here het meer vir ons daardeur te sê as in hulle tyd. So ons gaan al daai goed vat en ons gaan dit inplak. En hierso word die fondamente gelê. En ons verwerp dit. Kom ons lees Jesaja 58 vers 12. En die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou. Die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig. En jy sal genoem word 'n herbouer van gebreekte mure, herstel van paaie om bewoonbaar te maak. Ons het baie liedjies wat ons sing, ons het baie dinge wat sê kom terug na die ou paaie toe. Mense, dit is die ou paaie hierdie. Dis nie nuwe goed wat ons hier opsit nie. Dis ou goeders hierdie wat ons veronderstel was om te weet. En ons het ons rug gedraai. Ons vaders het ons hulle rug gedraai. En ons het weer eens, sit ons in duisternis. Die Here bring vir ons 'n hervorming en sê, kom uit daar uit. En dis vir ons om gehoorsaam te wees, om hierdie dinge te gaan bestudeer. Mense, ek sukkel om te lees. Ek sukkel om hierdie dinge aan julle deur te bring. Dit is julle verantwoordelikheid, volgens Openbaring 10, volgens Openbaring 18, om daai boekie te vat, en te eet, en om by die Here te gaan sit,
Meeste van ons sit Sabbat na Sabbat in die kerk en ons leer niks nie. Inteendeel, ons stap heeltemal terug. Die deure is toegemaak. Julle moet besluite maak, hierdie dinge leer en daarin staan. Jeremia 6:16, pragtige liedjie wat ons altyd sing. So spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Mense, ons het nie 'n opsie nie. Dit is ons fondamente, dit is ons waarheid. En as ons hierdie bestudeer, dis waar die lig en die boodskap vandaan kom. Dit is Christus in skrif, as ons dit so kan sê. Verstaan dit. En gaan lê by die Here se voete, dat hy hierdie dinge aan ons kan oopmaak. Ek wil aangaan om te kyk, ook 'n bietjie na die toetse wat die Here vir ons gee. Want hy toets sy mense. Ons dink hy toets hulle nie. Gaan deur die geskiedenis. Gaan deur Noag hulle se geskiedenis. Oral kom die Here en hy stel 'n toets voor die mense. En hulle moet daai toets slaag. Eerste Geskrifte, bladsy 258, paragraaf 3. En aan my is dit 3 stappe getoon. Die eerste, die tweede en die derde Engelse boodskap. Die engel by my het gesê, wie hom wat een blok of pen van hierdie boodskappe sal losmaak. Die regte begrip van hierdie boodskappe is lewensbelangrik. Ag, sê dit. Die manier hoe ons hierdie boodskappe aanvaar, bepaal ons ewigheid. Dit is ons geloof waarin ons staan. Dit is waarin ons getoets word. Dit is om ons voor te berei. Ons praat altyd van God in ons. En dit is die manier wat die Here werk, as ons aandag hierby bepaal, en dit is wat ons bestudeer en deurwerk. En mense, ek raak dit aan, hierdie is nie diepe studie nie. Hierdie is net punte wat ek aanraak. Daar is so baie nog meer as dit. Maar dit is belangrik dat jy kan sien, dis die manier wat die Here werk. En sy boodskappe kan ons nie verwerp nie, ons verwerp hom. Ons kruisig hom soos wat hulle dit gedoen het, deur hierdie te verwerp. Okay. Die lot van siele is afhanklik van die wyse waarop hulle hierdie boodskappe aanneem. Ek is weer deur hierdie boodskappe geneem, en ek het gesien hoe duur die volk van God hulle ervaring gekoop het. Dit is verkry deur baie lyding en 'n groot stryd. God het hulle stap vir stap voorwaarts gelei, totdat hy op 'n soliede, onbeweeglike platform gebring het. Daar staan dit. Ek het mense die platform sien nader en die grondslag daarvan ondersoek. Sommige het die boodskap dadelik daarop geklim, ander het begin foute sien in die fundament, hulle wou verbeterings aanbring. Dan sou die platform volmaak wees en die mense baie gelukkiger. Sommige het van die platform afgestap om dit te ondersoek en hulle het gesê dat dit heeltemal verkeerd gemaak is. Maar ek het gesien dat byna almal vasgestaan het op die platform en hulle het diegene wat afgestap het vermaan om hulle geklaag te staak. Want God is die meesterbouer en hulle was besig om teen hom te veg. Eerste Geskrifte, bladsy 258, paragraaf 3. Jesaja 46 vers 9. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Weens van die Here ons en sê, gaan kyk mense, dis hoe ek met my mense gewerk het. Gaan kyk na die lyn van Christus, gaan kyk na die lyn van Moses. Ons kan gaan kyk na baie ander lyne ook, maar dis wat ek op die borde verduidelik, of probeer verduidelik het. Die Here werk dieselfde met sy mense. En ons moet wakker word daarmee, en dit verstaan, en ons moet dit aangryp, en ons moet daai boekie vat, en ons moet hom gaan bestudeer. 8 Testamenies, bladsy 297, paragraaf 1, laat niemand probeer om die fondamente van ons geloof weg te skeer nie. Die fondamente wat aan die begin van die werk gelê is, deur die bindende studie van die woord en deur openbaring. Weens kom sy terug en sy sê, waar is ons goed gelê? Is in die begin. Hierdie is die tydperk waar dit gelê is, van daar tot daar. Dis is fondamente, mense. Dis is fondamente.
Op hierdie fondament het ons gebou vir die afgelope 50 jaar, sê sy. Mens kan dink dat hulle 'n nuwe manier gevind het en dat hulle 'n sterker grondslag as die wat reeds gelees kan lê, maar dit is die groot misleiding. 'n Ander fondament kan niemand lê wat reeds gelees nie. Ons sê dit, ons spreek dit en niemand van ons verstaan dit nie. Want ons wil nie aanvaar die fondament is gelê deur die Millerites, William Miller en die mense nie. Daarna toe hulle begin het as 'n kerk in 1863, het hulle daarvan afgestap en hulle teruggegaan na duisternis toe. Hulle het vir hulle leraars gaan bymekaar maak wat nou vir hulle dinge gee wat hulle ore streel. En ons moet terugstap daaruit en ons moet gaan kyk wat gaan daaraan. Nie elke van die DVD's wat ons deesdae kyk is meer waarheid nie, mense. Die mense het dit verwerp. Hierdie goed sal julle nie sien op julle alledaagse DVD's en die mense wat ons gelei het en gebring het tot hierdie ding nie. Hierdie is die fondamente. Hoeveel mense het hierso, kom ons kyk hierso, hoeveel mense sê sy, toe die eerste teleurstelling kom het uit die kerke en het uit die geloof uitgestap? Hoeveel mense, sê sy, het ingegaan saam met Christus in die allerheiligste, toe die deur toegemaak is? Kom aan mense. Hoeveel mense het saamgegaan in die ark? Ons weet as mense, ons weet die mense hierso, laat ons nie dit miskyk nie, wat God terroriste of laat slaap het, wat gered is, ons weet dit. As ons hulle hier bytel, is dit, ek weet nie wat die getal is nie, ons weet ook in Noag se tyd, is daar mense wat God laat rus het, wat die boodskap gevat het. Maar in realiteit is die remnant, is die oorblyfsel, so 'n klein groepie, want elke vers wat ons hier lees, elke aanhaling wat ons hier lees, gaan oor die mense verwerp die lig van God. As ons kyk hierso, weet ons hier was 'n teleurstelling gewees. Ek wil nou mooi vir julle wys. Ons gaan met die volgende lyn aan. Maar ons het die eerste engel boodskap wat bekragtig is op hierdie punt en ons het die tweede engel wat hier begin, omdat Openbaring 18 vers 1 en 2 engel wat afkom, bring dus hierdie punt soontoe. So wat eintlik gebeur is, hierdie gedeelte skuif ons hierna toe. Hier het ons 'n engelbekragtiging gehad, hierso het ons gehad dat die engel afgekom het en hy het in geskiedenis ingekom. So wat nou gebeur is, hy skuif af hierna toe en ons het die eerste engel wat bekragtig is en ons het die tweede engel wat afgekom het. Die ding wat nou in geskiedenis inkom, kyk ons nou hierna. En ons kyk na die middernag roep. Nou mense, ons is Adventiste. Wat is die volgende ding wat gebeur in geskiedenis? En ons almal sal sê die Sondagwet. Kom ons hou dit in gedagte. Kom ons hou dit in gedagte. Maar luister hierna. Review and Herald, Augustus 19, 1890, paragraaf 4. En ons moet kyk, as ons na parallelle gaan kyk, gaan ons moet kyk wat gebeur het daar en wat gebeur hierso. Die Here werk altyd dieselfde. Wanneer die boodskap van die derde engel verkondig word soos dit moet, sal mag sy proklamasie vergesel en dit word blywende invloed. Dit moet bygewoon word met goddelike krag, ons het gesien, die Heilige Gees sal dit bywoon, of dit sal niks bereik nie. Ek is dikwels verwys na die gelykenis van die 10 maagde, van wie 5 wys en 5 dwaas was. Hierdie gelykenis was en sal weer vervul word tot die letter. Want dit het 'n spesiale applikasie vir hierdie tyd, en soos die derde engelboodskap wat vervul was, en sal voortgaan om heilige waarheid te wees tot die einde van tyd. In die gelykenis het die 10 maagde lampe gehad, maar slegs 5 van hulle het die reddingsolie gehad om hulle lampe aan die brand te hou. Mense hoor wat sê hy sê. Die
Matteus 25 van die 10 maagde was, ons het die geskiedenis deurgegaan, dan kyk die video van Esdra 7:9 in die middernag roep. So dit was, en dit sal tot die letter vervul word. So wanneer begin die middernag roep vir ons? Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Want dit is goed wat nie verkondig word nie. Dit is omdat Satan sy hand oor hierdie dinge hou en ons maak ons deure toe. Die waarhede is alles hierso. So wat ons nou doen is ons bring dit af. Want dit is 'n mylpaal en 'n gebeurtenis wat nog moet plaasvind. Hierdie is vir my baie pragtig, Hebreërs 13 vanaf vers 7 tot 9 wat hierdie so baie mooi beamoen. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie. Gedenk julle voorgangers, hoe die Here met hulle gewerk het, want die Here werk dieselfde, hy is gister en vandag dieselfde. Dit is vir my baie, baie belangrik. Hoeveel tyd het ek oor? Ok. Kom ons gaan kyk na die middernag. Want as ons gaan kyk hierso, dan sal ons sien, dit was die middernag geroep gewees, maar ons het gesien, daar was ook 'n mylpaal gewees wat net middernag was, of die midwerk. En ek gaan dit vir julle verduidelik, want ons gaan ook daai ene, wil ek hierso insit, om dit net te merk. Ons gaan later daaroor gesels. Ek wil dit net merk, en ek noem dit middernag. Ok? Kom ons kyk net hier. Hierdie kom uit die groot stryd, bladsy 398. Ek wil daarna kyk. Terwyl die bruidegom talm, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak, en middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om hom tegemoet. Toe staan al hierdie maagde op en maak hulle lampe gereed. Dis Matteus 25, vers 5 tot 7. Nou, Ellen G. White sê dit, in die somer van 1844, ons sit hierso, halfpad tussen die tyd toe dit die eerste mening was, dat die 2300 dae sou eindig. Onthou, dit was hulle eerste mening gewees, dis hoekom daar 'n eerste teleurstelling was, soos hy sê, van hierdie tyd, en die hers van dieselfde jaar, wat dit daarna plaasgevind het, Oktober 22, 1840, dat het plaasgevind het, is dat hulle dit uitgestel het, was die boodskap geproklameer in dieselfde woorde as in die Bybel. So, dit is in die middel, dit is halfpad tussen wanneer hulle gedink het die Here gaan die eerste keer kom, en wanneer hulle toe gesien het die Here gaan kom, in die middel daarvan, noem sy midway, of die middeweg, en dit is die middernag. En as jy die datum daar gaan kyk, werk dit uit op 21 Julie 1844. Jy sal sien, dit is 25 dae, daarna het Samuel S. Snow ingery met sy perd, onthou julle by Exeter kampvergadering, en vir die mense gesê, mense, en 'n paar vrae gevra, en dit het die middernag roep aangekondig. Daar's baie wat ons gaan moet leer, ek wil net dit maak, om te sê, dit is die middernag, en dan gaan ons in die middernag roep in. Ok. Daar's baie wat ek daaroor wil sê. Ek het in Esdra 7:9, dink ek het ek redelik baie van hierdie aangevat, en ons het 'n bietjie baie mooi deurgekyk, ons het die lyne getrek, en ons het gekyk waarby ons kan uitkom. Gaan terug na hom toe, om bietjie meer agtergrond hier omtrent te kry, dan gaan julle presies weet waar ek is. Ek gaan nog 'n bietjie verder, ek lees vir julle. Hierdie is die groot tweede Advent beweging, 1905, en dit is J.N. Longborough, bladsy 159. Dit is vir my 'n baie pragtige aanhaling hierso.
oor die middel van Julie het die reën van God in die herwinning van afvalliges begin om die proklamasie van die tyd by te woon. En diegene wat die sienswyse omhels het 'n merkwaardige verandering in hul wandel gemanifesteer. En 'n skielike wakker word uit die slaap, soos dit voorspel is. Teen middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al hierdie maagde op en maak hulle lampe reg. Vanaf Julie is hierdie beweging in verskillende dele van New England en onderskeidelik van mekaar gemaak. Hulle is almal bygewoon deur die Seun van God en 'n herwinning van baie wie se lampe naby was om uit te gaan en in die heiligmaking van sy gunsgenote. Met die Exeter kampvergadering het al hierdie invloede ontmoet en vermeng in een groot beweging en vinnig versprei deur die Adventiste in die land. So wat hy sê is van hier af merk hulle 'n manifestasie van die Heilige Gees. Die mense wat baie verander en hy berei hulle voor vir hierdie roep van die middernaggroep. So is belangrik, ek merk dit net as 'n mylpaal, laat ons daar kan sien, ons gaan terugkom, ons gaan dit baie meer in detail gaan ons 'n bietjie daardeur gaan en daarna kyk. Okay. Die volgende ene, Sondagwetgewing. Ons weet die Sondagwetgewing kom. Dit is dinge wat ons almal na kyk. Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel gehoor, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla mag ontvang nie. En as ons kyk, onthou ons het gesê Openbaring 18 vers 1, 2 en eintlik vers 3 kan jy hier bysit. Dis net 'n bietjie meer beskrywing van die eerste en die tweede engelboodskap. As ons dan gaan kyk na vers 4, sal ons dan sien dit is die oordeel, dis die derde engelboodskap wat ek gelees het. As ek 'n aanhaling vat ek dit van die groot stryd, bladsy 390, paragraaf 2. Openbaring 18 wys die tyd aan wanneer die kerk as gevolg van die verwerping van die drievoudige waarskuwing van Openbaring 14, 6 tot 12, eindelik die toestand sal bereik het, soos deur die tweede engel voorspel, en wanneer die volk van God, wat nog in Babylon is, versoek sal word om hulle van haar af te skei. Sy praat van Openbaring 18. En die enigste tyd wanneer ons weet wanneer die engel van Openbaring 18 afkom, is by September 2001. Openbaring 18 het nie in hierdie afgekom nie. Hierdie is alles Openbaring 10, ons verstaan dit. Openbaring 18 kom eers hier af. So sy is besig om ons te vertel in hierdie geskiedenis waarin ons nou is. Met die Adventiste sê sy, is wanneer die volk van God, wat nog in Babylon is, versoek sal word om skeiding te mee. Bedoelende, hier is 'n probleem. Die kerk word nie Babylon nie. Onthou dit, en dis nie wat ek verkondig nie. Die kerk word nooit Babylon nie. Babylon, weet ons, die en ons het gaan hande vat, weer met baie ander doktrines en baie ander dinge van die wêreld en van Rome. So ons het in duisternis ingeval hierso. Ons het in duisternis ingeval. En die tweede engel roep ons altyd om te sê, kom uit duisternis uit, kom uit daai doktrines uit wat daar is. So, en dit is wat belangrik is. Hierdie boodskap is die laaste wat ooit aan die wêreld verkondig sal word, en hy sal sy werk verrig, wanneer diegene wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid, verlaat sal word om die krag van dwaling aan te neem en die van 'n leuen te glo. So daar kom 'n tyd waar daar weer twee groepe mense gevorm gaan word, die wat die waarheid gaan vat en die wat die waarheid gaan verwerp. En die wat dit gaan verwerp, gaan 'n illusie kry, of wat is dit, 'n dwaling, 2 Tessalonisense 2 vers 12, verstaan dit. Dan sal die lig van waarheid skyn op almal wie se harte oop is, om dit te ontvang, en al die kinders van die Here, wat in Babylon is, sal gehoor gee aan die geroep, gaan uit my volk. Dis Openbaring 18 vers 4. Okay.
want Babylon het geval. Die oordeel begin by die huis van God, so ons merk hierdie, ons weet, dit is die Sondagwetgewing, en dit is die deur maak toe vir SDA. Van hier af is die deur toe vir SDA. 1 Petrus 4 vers 17, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Okay. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Dit begin ook met die heiligdom. Kom ons gaan kyk na Jesegiel. Dit begin met my heiligdom, sê die Here. Jesegiel 9, ek gaan vers 4, 5 en 6 lees, en die Here sê vir hom: Trek dwars deur die land, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy voor my ore: Trek agter hom aan deur die stad en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaard, jong manne, jong dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe. Maar raak nie iemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Wie is die manne van die oudstes wat voor die huis was? Dis die leiers. Die leiers van die SDA. So dit is baie, baie belangrik, dat die Here vir ons baie duidelik wys hierso, dat ons eerste geoordeel word. Okay. Ek wil kyk na Review and Herald, en ek is besig om af te sluit. Review and Herald 31 Desember 1857, paragraaf 8. Die getalle van hierdie groep het verminder. Sommige was uitgeskit en by die weg gelos. Die sorgelose en onverskillige wat nie saam met diegene wat oorwinning en verlossing genoeg geprys het nie, en angstig hieroor volhard en gepleit het nie, het dit nie verkry nie, en hulle was agtergelaat in duisternis. En hul getalle is onmiddellik deur ander opgevat wat aan die waarheid vasgehou het, en het in die geleedere ingekom. In visie het ek 2 weermagte in verskillende konflik gesien. Een leer onder leiding van die banier met kentekens van die wêreld, 'n ander gelei deur die bloedbevlekte banier van prins Immanuel. Standaard na standaard was agterna gelaat in die stof, soos groep na groep uit die weermag van die Here na die vyand gegaan het, en die vyand het groep vir groep verenig met die gebodhoudende mense van God. Hier wys hy baie interessante ding. Hoe groot deel wys hy van die 7de dag Adventiste wat hier by die Sondagwetgewing gaan uitstap. En dan as hierdie boodskap na die wêreld toe gaan hulle kom instap. Want jy sien, toe die lig afgekom het en hulle moes op die ou paaie staan, op die fondamente, het hulle dit verwerp. So wat nou gebeur is, toets 1, 2 en 3. Toets 2 het gesien is visueel, toets 3. Al wat dit doen is, dit wys vir jou, waar staan jy in karakter. Is jou karakter gebou, is jy skoon? Is jy 'n wys? Of is jy 'n dwaas? So dit wys jou toestand. Dit bedoel dat jy gaan dan in, by die deur in, of die deur gaan vir jou toe wees. Okay. So ek gaan net tot hierso gaan. Ek gaan Daniël 11:40 tot 45 aanbied, en dit is baie belangrik, want dit gaan ons help om hierdie hele geskiedenis te verstaan. As ons net hierdie insit, dan sê ons dit is die sluit van probasie, en dit is wanneer Michael opstaan, wanneer die heiligdom skoon gemaak is, en alle mense
se deur is toe, en daarna het ons dan die tweede wederkoms. Maar as Adventiste is dit een ding wat ons nie op ag gegee het nie, en dit gaan oor van nou af tot by die Sondagwetgewing, is daar verskeie dinge wat hierso gaan gebeur. So as ons hierso afgaan en ons van Esra 7:9, dan sê ons, kom ons maak dit so, die eerste dag van die eerste maand van Esra, dan gaan ons na die middernag roep toe, wat dan vir ons sê, dit is op die eerste dag van die 5de maand, en ons weet hierdie ene trek ons saam met Oktober 1844, eerste dag van die 5de maand, en dit is dan ons 10de dag van die 7de maand, en dit is waar ons dan staan. Dan gaan ons kyk hoeveel dae daar tussenin is, en ons gaan 'n bietjie verder met volgende aanbiedings, hierdie geskiedenis waarin ons nou beweeg, en dit wat nou gaan gebeur, gaan ons nou begin oopmaak. En ons gaan sien die hele Bybel, kan ons oopmaak, en gaan ons verklaar wat nou gaan gebeur met ons, soos ons nog nooit in ons lewe gesien het nie. Ek vra dat die Here saam met julle sal gaan, en julle gaan help. Dit is nie maklik nie. As ons na hierdie dinge kyk, as 'n geheel, as 'n konferensiekerk, het hulle hierdie waarhede verwerp. Dis hoekom ons buite kan staan. As 'n 7de dag Adventis en 'n beweging glo ek gaan ons almal aangaan. En God gebruik mense soos ek. God het gebruik mense wat nie deel is van hierdie stelsel wat dit verwerp het nie, om voor te staan. Want hier's mense en leiers hierso wat dit verwerp het, wat God nie kan gebruik nie. En dit is hartseer. En ons moet teruggaan, en ons moet dit aan hulle verkondig, dat hulle hierdie lig kan sien, sodat hulle hierdie lig kan vat en aanvaar. Ek gaan afsluit met gebed. Hemelse Vader, Abba Vader, daar is so baie wat ons moet weet. Hier staan met die boekie oop, en die opdrag is dat ons die boek moet eet. Ons het die Heilige Gees nodig om hierdie waarhede te kan inneem, Here, dat dit sy werk kan doen. Maak ons skoon, maak ons heilig, my Here, daardeur, want U sê U woord sal ons heilig maak. Asseblief, my Here, dat ons die lig kan sien wat U vir ons stuur. Ek bid vir elkeen wat ook hierdie boodskappe sien en kyk na, dat U met hulle sal werk. Ek vra dit in Jesus se naam.